Trig, die oplos van 90 grade driehoeke. Okay, so die eerste ding wat belangrik is om te verstaan wat die woord trig beteken. Dit beteken maar net die studie van driehoeke. Nou daar's klomp sommetjies, daar's basies 2 afdelings wat ons hierdie jaar gaan behandel, waarvan die eerste een hierdie oplos van driehoeke is, en dan is daar ook trigvergelykings wat meer soos algebra is, waar daar klomp somme en identiteite en allerlei goeders is wat ons daarso gaan doen. So eers gaan ons net gou kyk na die oplos van driehoeke. Nou in graad 10 gaan al die driehoeke wat jy met trig oplos 90 grade driehoeke wees, soos gewone Pythagoras driehoeke. Nou laas jaar toe jy Pythagoras gedoen het jy geleer dat jy met 2 sye die derde sy kan oplos in kwadratiese vorm, waar ons gesê het die lang sy kwadraat is die som van die 2 kort sye se kwadrate. Nou hierdie jaar gaan ons bietjie werk met hoeke, en dit beteken ek gaan vir jou 2 sye gee, dan kan jy die hoek oplos, of ek gaan vir jou 1 hoek en 1 sy gee, dan kan jy enige van die ander sye oplos. So kom ons kyk net eers gou na waarmee ons gaan werk. So ons gaan begin met 'n gewone 90 grade driehoek. Dit moet 'n 90 grade driehoek wees, anders gaan jou somme en goeders nie kan werk nie. En die eerste ding wat gaan gebeur is, ons gaan uit 'n spesifieke hoek uitkyk. So kom ons sê hierso gaan ek uit hierdie hoek theta uitkyk. So ek gaan daarso sê uit daai hoek uit, gaan ons dan nou vir hierdie sy 'n naam gee. Ons gaan hom teenoorstaande noem, want hy lê oorkant die hoek, teenoorstaande. Ons gaan dan hier ook 'n sy hê wat aan die 90 grade hoek raak, sowel as aan die hoek. Ons gaan hom aangrensend noem. En dan het ons ook 'n sy aan die ander kant, oor kan die 90 grade hoek, wat jy in hierdie tyd met Pythagoras te weet noem ons die skynsy. So daar's nou net daai 3 naamgewings vir uit enige hoek uit waar jy kyk. So ons gaan net gou hierso langs aan skryf. T staan vir teenoorstaande. A is aangrensend. En S is vir skuins, wat oorkant die 90 grade hoek staan. Nou in graad 10 gaan jy dan nou 3 basiese identiteite leer. So ons gaan leer die sin van enige hoek is gelyk aan teenoorstaande op skuins. So dis net 'n verhouding van die sye teenoor 'n hoek. Cos van theta is aangrensend op skuins en tan van theta is teenoorstaande op aangrensend. Okay, so dis jou 3 identiteite waarmee jy hierdie jaar gaan werk vir die oplos van driehoeke. En is maklik om te onthou, ek onthou dit net as 'n woord, so ek onthou sint, cosas en tanta. Ek dink dis vinnig om dan vas te stel watter een gebruik teenoorstaande skuins, aangrensend skuins en whatever. Julle leer ook baie keer 'n tatas tabel wat so lyk, T-A-T-A-S-S, tatas, en dan stel die eerste 2 sin voor, daai 2 stel kos voor en die laaste 2 stel tan voor. So jy kan dit so onthou. Maak nie saak hoe jy dit onthou nie, dit is net belangrik dat jy dit onthou. So jy moet net weet, sin is 'n verhouding van teenoorstaande op skuins, kos is 'n verhouding van aangrensend op skuins en tan is 'n verhouding van teenoorstaande op aangrensend. Okay? Nou dit klink verskriklik complicated, dit is eintlik baie eenvoudig, so kom ons spring weg met ons eerste voorbeeld. So die vraag wat jy kan verwag, gaan nou min of meer so lyk. Hulle gaan vir jou 'n driehoek gee. Let wel, dit moet 'n 90 grade driehoek wees, anders kan jy nie jou sin, kos of tan toepas nie. En dan die volgende ding is, jy moet nou net gaan vasstel wat hulle soek, wat hulle gee en dan die regte identiteit kies. So daarso gaan ons begin. Kom ons sê, ons gaan uit die 48 grade hoek uitkyk. So ek benoem altyd eers my skets. Dit beteken hierdie gaan teenoorstaande wees, aangrensend en skuins. Onthou die sy oorkant die hoek sien ons as teenoorstaande. Die sy wat aan die hoek sowel as die 90 grade hoek raak is aangrensend, want hy grens aan albei. En die sy oorkant die 90 grade hoek is altyd die skynsy. Nou, jy kan uit enige een van hierdie 2 hoeke uitkyk, wanneer jy die name gee of wanneer jy die sye benoem, maar jy mag nie uit die 90 grade hoek uitkyk nie. En die rede is, sê nou maar jy probeer uit die 90 grade hoek uitkyk, dan gaan jy teenoorstaande en skuins dieselfde ding wil noem. En jy kan nie, jy moet uit een van die ander 2 hoeke uitkyk. So ons kyk nooit uit die 90 grade hoek uit nie. Okay. Die volgende ding is, kyk wat het jy en wat soek jy. So jy het die hoek, jy het aangrensend en gevra is die teenoorstaande sy. En nou gaan jy net kyk na jou 3 identiteite, sint, cosas en tanta, watter een werk met teenoorstaande en aangrensend, en dan sal jy sien, dit is tan. So daarso gaan ons nou net sê, in hierdie driehoek, my papier so 'n bietjie skuif, so in daai driehoek gaan ons sê, tan van enige hoek is teenoorstaande op aangrensend. Maar nou vir hierdie driehoek, weet ek wat die hoek is, dis 48 grade,
Die teenoorstaande sy is my onbekende, so dis x op aangrensend wat 24.6 cm is. En nou is dit 'n gewone vergelyking. Onthou die doel is om vir x op te los, so jy moet hom alleen kry. Hierdie kant deel ons met 24.6, so daai kant gaan ons net maal. So 24.6 maal met tan 48 grade sal x gee. En dan vat jy nou maar net jou calculator en jy tik dit in. So ons gaan sê 24.6 maal die tan van 48 grade, sluit jou hakkie, en dan kry jy 'n antwoord van 27,32. Met ander woorde, x is 27,32. En nou moet jy net oplet, x was 'n sy gewees wat gevra was, en hierdie ander sy is gegee as sentimeter, so jy gaan hier bysit sentimeter. Want as daar nie 'n eenheid staan nie, dan skryf jy eenhede. Maar as daar enigstens iewers 'n eenheid gegee is, dan gaan jy daai eenheid gebruik om jou antwoord reg te skryf. OK. Kom ons kyk nou nog een. Nommer 2. Ek nou weer so. So selfde storie, dit is 'n 90 grade driehoek. Jy moet net kyk uit watter hoek uit. So jy kies 'n hoek om uit te kyk en dan benoem jy hom en dan besluit jy wat het jy, wat soek jy, kies die regte identiteit. So kom ons kyk. As ons nou gaan kyk uit die 36 grade uit, want hy is die maklikste, hy is gegee, dan is hier die teenoorstaande, aangrensend en skuins. Presies dieselfde, né? Die sy oorkant die hoek is teenoorstaande, die sy oorkant 90 grade is skuins en die een wat raak aan die hoek, sowel as 90 grade, is jou aangrensende sy. So in hierdie geval het jy nou teenoorstaande, maar jy soek skuins. So nou gaan dink jy gou-gou sins, kosas en tanta. Die een wat met teenoorstaande en skuins werk is sin. Sin is teenoorstaande op skuins. So ons gaan daai identiteit gebruik om die vraag te beantwoord. Kom ons kyk. So hierso gaan ons sê, sin van enige hoek is teenoorstaande op skuins. So hierso weet ons die hoek is 36 grade en die teenoorstaande sy is 3,4 en die skuins sy is nou in hierdie geval die onbekende. So nou om daai x weg te kry, jy kan nie die 3.4 oorgooi nie, want die x is nog steeds onder die lyn. So jy gaan eers die x moet oorvat. So jy moet hierso sien, as jy hierdie kant deel met x, gaan jy mos aan die ander kant maal met x. So dis x maal sin 36 gelyk aan 3,4. En die doel is om die x alleen te kry, so hierdie gemaal met sin gaan ek oorvat, dan word dit aan die ander kant gedeel deur sin. So let net op, as jou onbekende wat jy probeer oplos onder staan, kan jy daai twee goed net omruil. So jy kan die x die kant skryf en die sin gaan onderskryf. Dis 'n vinnige kortpad, dan kan jy hierdie tussenstap skiep. En nou van daar af kan ek maar net gaan intik. So ek gaan maar net sê 3.4 op die sin van 36 grade gee vir ons 5,78. En is daar 'n eenheid? Die 3.4 op die skets wat ons gehad het nie 'n eenheid gehad nie, so ek gaan maar net hierso skryf eenhede. OK, ons kyk na nommer 3. Nommer 3 lyk so, wat nou 'n bietjie anders is as die vorige, is hulle gee daar vir ons twee sye met 'n onbekende hoek. Nou die hoek wat hulle vra is die hoek waaruit ons gaan kyk, want dit is tog die hoek wat ons probeer oplos. So daarso gaan ek nou sê, as ons uit x uit kyk, hierso, dan is daai my teenoorstaande sy, aangrensende sy en skuins sy. Onthou, oorkant die hoek is teenoorstaande, oorkant 90 grade is skuins en die een tussen die twee is aangrensend. Met ander woorde, die sy wat aan jou hoek raak, sowel as aan die 90 grade, sien ons as aangrensend. Wat het ons en wat soek ons? Ons het teenoorstaande, ons het aangrensend en ons soek die hoek. So nou gaan dink jy, watter verhouding werk met teenoorstaande en aangrensend? Sins is teenoorstaande op skuins, kosas is aangrensend op skuins en tanta is teenoorstaande op aangrensend. So dit is die een wat jy gaan vat. Jy gaan vat tan, so ons gaan net eers sê, vir enige driehoek weet ons dat die tan van 'n hoek gelyk is aan teenoorstaande op aangrensend. Maar nou weet ons nie wat die hoek is nie. Die hoek is nou x. Die teenoorstaande sy is 28 en die aangrensende sy is 12.8. Maar nou moet jy daai x opgelos kry. Maar die x sit vas in die tan. Tan is niks sonder 'n hoek nie. En ons kan nie die hoek loskry van die tan deur net te deel met 'n tan of so iets nie. So daarvoor het jou calculator 'n knoppie wat shift is. As jy gaan sê shift tan. So ons gaan skryf dit so. Tan tot die mag min 1 van 28 op 12.8. So jy moet gaan shift as jy die hoek probeer oplos. So dit gaan so lyk. Ons gaan sê shift en dan tan, dan maak hy so tot die mag 1 dingetjie vir jou. En dan tik jy die regterkant in wat 28 op 12.8 is. En jy sluit die hakkie.
Nou daai antwoord wat jy daar kry, is die hoek vir x. So as ons nou gaan sê x is 65 grade en jy gaan tik in tan van 65 met al daai kommas, dan sal jy presies uitkom by 28 op 12.8. Daai vaste verhouding. So onthou dit, as ons sye probeer oplos en ons weet wat die hoeke is, dan druk ons net sin, kos of tan. En jy tik net die hoek in. Maar wanneer die hoek onbekend is, as jy die hoek soek, dan moet jy shift druk. Dis die enigste manier hoe jy van die tan of die sin of die kos voor die hoek ontslae kan raak in terme van 'n vergelyking. Okay, so daarso het ons dan nou x is gelyk aan 65.43 grade. Onthou nou, ons is besig om 'n hoek op te los, nie meer 'n sy nie. So moenie hier gaan skryf eenhede nie of sentimeters nie. Dit is 'n hoek, so dis grade. En jy moet asseblief oral jou grade tekens onthou. Moenie daai grade tekens verkeerd of vergeet nie, hulle gaan jou penaliseer daarvoor. Reg. Dan kyk ons na 'n vierde voorbeeld. Voorbeeld 4 lyk so. So weer eens, dit moet 'n 90 grade driehoek wees. Kyk altyd daarvoor. En die tweede ding is, benoem hom vanaf jou hoek. So as ons nou uit x uit kyk, dan is hierdie teenoorstaande, aangrensend en skuins. Die sy oorkant die hoek is teenoorstaande, die sy oorkant 90 grade is skuins en die een wat tussen jou hoek en 90 grade lê is aangrensend. Okay? Dan gaan dink ons, wat soek ons? Ons het skuins, ons het aangrensend, ons soek die hoek. So watter verhouding werk met aangrensend en skuins? Sin is teenoorstaande op skuins. Kos is aangrensend op skuins en tan is teenoorstaande op aangrensend. So ons gaan kos in hierdie geval gebruik. So ons gaan net so 'n bietjie opskryf, daar is hy. So ons begin deur te sê kos van enige hoek is aangrensend op skuins. Maar in hierdie geval beteken dit kos van my hoek wat x is aangrensend wat 14 is op skuins wat 22,4 is. Nou soek ek die x en die kos apart van mekaar. Ek moet nou van daai kos ontslae raak. En om dit te doen, moet ons shift, né? So dis kos tot die mag min 1 van 14 op 22,4. Dan tik jy dit gaga in. So jy gaan sê shift kos van 14 op 22,4. Sluit jou hakie aan die ander kant, dan kry jy 51,32. Onthou asseblief om mooi reg af te rond, né? 51,32 grade. Dis 'n hoek, so dis grade, né? Dis nie eenhede of sentimeters nie. Okay, kom ons kyk na 'n moeiliker voorbeeld. Nommer 5. Nou dit is eintlik waantoe ons op pad is. Jy gaan bittermin net so 'n eenvoudige enkele driehoekie kry met een sy of een hoek wat onbekend is. Hulle gaan die sketse meer saamgesteld maak. Met ander woorde, driehoeke wat binne in mekaar pas en jy gaan klomp goed moet oplos langs die pad om actually by die laaste antwoord uit te kom. So hierso gee hulle nou vir jou so 'n skets en hulle vra vir jou, hoe groot is hoek C, hoe lank is sy AC en hoe lank is sy AB. So daar's nou 3 vragies. Maar eerstens, hoeveel 90 grade driehoeke is daar? Onthou, ons kan net 3 doen in 90 grade driehoeke. So jy sal sien, daar's 3 van hulle. Daar's een aan die kant, hierdie een aan die kant is ook eintlik 90 grade, en dan is daar ook 'n groot 90 grade driehoek. Maar nou, waar begin ek? Onthou, vir al die identiteite bestaan dit uit 3 goed uit. Daar's 'n hoek en 2 sye. Nou, om een van hulle op te los, beteken jy moet nog steeds die ander 2 hê. So as jy 2 sye het, kan jy 'n hoek oplos. Of as jy 1 hoek en 'n sy het, kan jy die ander sye oplos. Maar die enigste plek wat hier sy gegee is in hierdie driehoek. So ek kan nie regtig met hierdie hoek werk nie, want ek het geen sye hier nie. Ek kan ook nie daai 31 sien as deel van die groot driehoek nie, want dit is nie. Dis net deel van hierdie klein driehoekie aan hierdie kant. En dis hoekom hulle eers vir jou vra, los op vir hoek C. Want jy het 'n hoek aan hierdie kant nodig om enigstens verder aan te gaan. So as ons gou kyk in hierdie regterkant driehoek, hoe gaan ons hoek C oplos? Nou ek gaan eers net die driehoeke inkleur, so kom ons sê, ons maak hierdie in rooi. En dan het ons 'n driehoek aan hierdie kant ook. En dan laastens het ons 'n groot driehoek, né? Die hele groot 90 grade driehoek aan die buitekant. Okay. So daar is ons 3 90 grade driehoeke. Soos ek gesê het, dit moet 'n 90 grade driehoek wees vir jou om enigiets met hom te kan doen. So as ons nou kyk hierso, die vraag is, hoe groot is hoek C? Nou as jy hoek C soek in die rooi driehoek, daai ene, dan kort jy ten minste 2 sye. En jy het nie, jy moes net daai een sy, jy weet net daai stukkie DC is 31. So wat gaan ons nou doen?
As dit nie opeindig dat jy 2 sye of 'n hoek en 'n sy het nie, dan is dit nie gewone trig nie. Dan beteken dit jy moet ander meetkunde gebruik, soos binnehoeke van 'n driehoek of dalk partykeer Pythagoras om 'n sy op te los of so iets. So hierso, as ons kyk na binnehoeke van 'n driehoek, is dit eintlik baie eenvoudig, want ons weet daai is 90, daai is 63.4. So daai hoek is dan met binnehoeke van 'n driehoek net 180 minus die ander 2. So dis eintlik baie straightforward vraagie. Ons begin hierso. So ek gaan nou eers net sê in driehoek. Nou vir die binnehoeke van 'n driehoek gaan ons die grootte gebruik. So dis driehoek A, B, C. En die oomblik as daar meer as een driehoek is, dan stel ek voor jy skryf hierdie. Dit maak dit net baie makliker vir die persoon wat merk om te weet wat aangaan en wat jy actually gedoen het en waar jy gewerk het. En dit help jou om net jou gedagtes so 'n bietjie te structure, dat jy net weet wat aangaan. So in driehoek A, B, C, die grootte, gaan ons dan nou sê hoek C is 180 grade minus die 90 grade minus die 63.4 grade. Kom ons kyk gou wat is dit. So dis 180 minus 90 minus 63.4 wat 26,6 is. So nou weet ons hoe groot hoek C is. Dis nie meetkunde nie, so jy hoef nie by te skryf som van binnehoeke van driehoek of whatever nie. Dis net gewoon 'n trig, so jy kan dit net doen. Daar's nie 'n rede of iets nodig langsaan nie. Nou weet jy hoe groot hoek C is. So nou het ons daai opgelos en gaan nou net hierso byskryf. Ons weet nou hy is 26,6 grade. Reg? Nou is die volgende vraag, wat is die lengte van AC? So AC is deel van watter driehoeke? Hy is deel van die groot perse, maar hy is ook deel van die klein rooie. En onthou as dit gesê ons kort 2 goed. Nou as jy kyk na die groot perse, het jy eintlik nou net daai 2 hoeke. Maar 2 hoeke gaan jou nie help om 'n sy te kry nie, want jy kort 'n hoek en 'n sy om nog 'n sy op te los met trig. Maar as ons kyk na die rooi driehoek, dan het ons 'n sy en ons het die 26,6 grade, so ek kan eintlik mos AC oplos. Maar voor ons dit doen, moet ons eers net hierdie driehoek reg benoem. So ek gaan nou sê, as ons uit hoek C uitkyk, daai ene, wat is my sye dan? Dan sit teenoorstaande hierso, aangrensend sit hier onder en daar sit skuins, né? En daar oorkant die hoek is teenoorstaande, daai een is aangrensend wat hy raak in die 90 en aan hoek C en daai is dan my skynsy. So ons het aangrensend, dis die 31 en ons soek skyns, dis die AC. So aangrensend en skyns is kos. Kos is mos aangrensend op skyns. So ek gaan daarso sê in driehoek. Ons werk nou met die klein rooitjie, so dis ACD. Gaan ons sê kos van enige hoek is aangrensend op skyns. Maar vir hierdie driehoek, wat beteken dit eintlik? Dit beteken kos van 26,6 grade is aangrensend, wat 31 is, op skyns. Maar jy kan nie S skryf nie, onthou, op jou skets wat hulle vir jou gegee het, was daar nie S nie. Jy het hom S genoem, so jy moet hom reg benoem in terme van die sye, se alfabetletters. So jy kan nie praat van S nie, jy moet praat van AC. Nou om AC op te los, het ek nou gesê, as die onbekende onder die lyn is, wat doen ons? Ons ruil net plekke. So ek gaan net vinnig sê, 31 is dan nou, ekskuus, AC is dan nou 31 op kos van 26,6 grade. Jy kan ook die AC gaan oormaal en dan die kos deel. As dit vir jou veiliger is, of jy raak bietjie lost met die oorgooi en whatever, dan doen jy dit so, daar's niks fout daarmee nie. En dit beteken AC is dan nou wat? So ons gaan sê 31 op die kos van 26,6 grade, sluit die hakkie en dan kry ons daar 34,67 watt. Dis 'n sy, so ons gaan net sê eenhede. Want hulle het nie eenhede vir die 31 gegee nie. Onthou as hulle by die 31 skryf byvoorbeeld meter, dan gaan jy nou hierso skryf meter. So nou weet ons hoe lank AC is. Nou moet ons gou kyk hoe gaan ons vir AB kry. So as ons weet hoe lank AC is, nou soek ons vir AB. So ons het nou daai vraag ook beantwoord. AB is net deel van die groot pers driehoek of die groene, nie van die rooi nie. Nou vir die groene het jy te min inligting. Jy het net letterlik daai een hoek. Maar vir die groot perse het jy die hoek daar en jy het nou net AC opgelos. In die groot perse het jy ook hierdie hoek. Onthou hoek C is ook deel van die groot pers driehoek. So uit daai hoek uit en daai sy sal jy ook dan nog steeds hierdie sy kan oplos. Maar ek gaan nou sommer met die groen 63,4 grade werk, wat ons in die pers driehoek werk. So ek gaan vat hierdie as my groot hoek, 63,4. So vir die groot pers driehoek is hierdie dan teenoorstaande, aangrensend en skyns.
want daar is die hoek, jy sy oorkant die hoek, hier is die een tussen die hoek en 90 grade, daar is ons 90 grade hoek vir die groot driehoek, nee? En dan oorkant hom lê skuins, wat BC was. Nou die vraag is, hoe lank is AB? So, jy het teenoorstaande en jy soek aangrensend. So die verhouding wat met teenoorstaande en aangrensend werk is tan. So jy gaan begin met tan, onthou ons gaan eers net sê in watter driehoek ons werk. Ok, so ons werk in daai groot driehoek, so ek gaan dan nou sê in driehoek ABC gaan ons werk met tan, want ons het teenoorstaande, ons soek aangrensend, né? So tan van enige hoek is teenoorstaande op aangrensend, maar in hierdie driehoek beteken dit dan nou die tan van 63.4 grade is teenoorstaande wat eintlik AC is op aangrensend wat AB is. Maar jy het mos nou net vir AC opgelos. So AC is eintlik daai 34.67 eenhede. So ons gaan dit gebruik. So ons gaan sê tan van 63.4 is gelyk aan 34.67 op AB. En dieselfde, daai AB is nou jou onbekende, so ek gaan hulle net swap. So ek gaan sê AB is dan nou eintlik 34.67 op tan van 63.4 grade. Daai grades. Ok, so as ons dit dan nou net gaan intik, dan sit 34.67 op die tan van 63.4 grade, sluit hom, is gelyk aan 17,36. So AB is 17,36 eenhede lank. Onthou, dis 'n sylengte wat jy nou net opgelos het. Ok, nou dis ook net belangrik om te onthou, hierdie sketse is nie op skaal nie. So ons het nou vir AC opgelos en toe met dit AB opgelos, so ons het nou hierdie twee sye. Maar jy het gekry dat hierdie stukkie nou 17,36 eenhede is. En dit lyk net glad nie reg nie, want daai sy was 31 gewees, hoe kan hierdie dan 17 wees? So dis belangrik, onthou hierdie sketse is nie volgens skaal nie. Net omdat die sy langer lyk, beteken nie noodwendig hy gaan 'n groter antwoord gee nie. Ok, dan kyk ons nou nog 'n voorbeeld, nommer 6. Nommer 6 lyk so. So daarso gee hulle nou vir jou weer 'n saamgestelde skets en hulle vra die lengte van AB. Nou eerstens, hoeveel 90 grade driehoeke is daar? Daar's 'n driehoek BCD wat 90 grade is en ons 'n driehoek ACD wat ook 90 grade is. Maar ABD, daai kleintjie daarbo, is nie 'n 90 grade driehoek nie. Dit beteken jy gaan nie gewone sin, kos of tan in hom kan doen nie. OK? Nou moet ons net gaan dink, hoe gaan ons dan nou AB kry as ek sê ons kan nie in daai driehoek werk nie? En die oplossing is, jy kyk daai stukkie is deel van die groter driehoek. So wat jy eintlik gaan doen is, jy gaan die groot driehoek se hele AC uitwerk en dan die 10.5 aftrek om te sê hoe lank AB dan nou eintlik is. Ok, so daar is 'n tussenstap. Jy gaan nie altyd direk uitkom by wat hulle vra nie. Jy gaan baie keer moet uitfigure self wat se tussenstappe is daar wat jy gaan moet doen voordat jy hulle antwoord kan kry of hulle vraag kan beantwoord. So wat ons eers gaan doen is, kom ons werk eers net met die klein driehoek, BCD. So ek gaan hom so rooi maak. En ons sê uit die 45 grade hoek uit is hierdie dan nou teenoorstaande, aangrensend en skuins. So watter sy gaan ek oplos? Gaan ek skuins oplos of gaan ek aangrensend oplos? En die antwoord is, ek gaan aangrensend oplos, want skuins gaan my nie help nie. Want ons het gesê, DB maak nie 'n 90 grade driehoek nie, maar DC doen. DC is deel van die groot driehoek. So as ek DC kan kry, dan kan ek dit in die groot driehoek gebruik om dan nou eintlik vir AC op te los. So ons gaan begin in driehoek BCD. So onthou nou, as jy verskillende driehoeke het, skryf dit net neer, né? So ek gaan hierso begin in driehoek BCD. Het ons teenoorstaande, ons soek aangrensend. So watter verhouding is dit? Tan, ta. Tan is teenoorstaande op aangrensend. So daarso gaan ons net sê, tan van enige hoek is teenoorstaande op aangrensend, wat beteken vir hierdie driehoek, is die tan van 45 grade, 10.5 op aangrensend wat DC is, of CD is. En dan gaan ek hulle ruil, 10.5 op tan 45. So onthou, as die onbekende onder is, kan jy hulle swap. As die onbekende bo is, dan moet jy maar net oorgooi en gewoon wegmaal. So hierso gaan jy dan kry, tan van 45 is eintlik 1. So jy sal sien die antwoord op jou calculator gee vir jou 10.5 en dis meter, want hulle sê daar dis meter. So nou het jy sy DC opgelos in die rooi driehoekie.
En die hele doel was om by die groot driehoek te kan uitkom, maar ons het te min inligting gehad vir die groot driehoek. Nou het ek nie meer nie, nou het ek DC, so nou kan ek actually iets doen met die groot driehoek. So as ons gaan kyk na die groot driehoek, ek gaan hom nou sommer blou maak. So die groot driehoek lyk nou so, ADC. Nou die hoek in die groot driehoek wat ons uit gaan kyk is hierdie hele hoek. So die 45 en die 10 saam, met ander woorde eintlik 55 grade, né? En uit daai hoek uit is hierdie hele stuk dan nou teenoorstaande, hierdie hele stuk is aangrensend en hierdie hele stuk is skuins. Okay, so die hele AC tel nou as teenoorstaande. En ons het aangrensend, ons soek die groot teenoorstaande, so verhouding wat werk met teenoorstaande en aangrensend is nog steeds tan. So ons gaan daarso net tan doen, maar in 'n ander driehoek. So ek gaan dit sommer hier langs aan insit in driehoek. So werk nou met die grootte, dit beteken driehoek ACD. Gaan jy weer sê, tan van enige hoek is teenoorstaande op aangrensend, so in hierdie geval sal die tan van 55, daar is daai twee saam, gelyk wees aan teenoorstaande wat AC is, op aangrensend wat DC is. Maar jy het nou net vir DC opgelos, so tan 55 is dan nou AC op 10.5, en nou is die onbekende bo, so wat gaan ons doen? Ons gaan net die 10.5 oorgooi en maal. So 10.5 maal tan 55 gaan dan AC wees. So AC is wat? So kyk gou, 10.5 maal die tan van 55 gee vir jou 14,995, so dis eintlik 15. Ons kan dit afrond tot 15 meter. Reg? Nou weet ons hoe lank AC is, die hele AC. Nou as hierdie hele ding 15 meter is, en daai stukkie is 10.5, dan is dit mos net logies om af te lei hoe lank is AB dan. Dis die ander 4.5. 4.5 en 10.5 saam maak 15. So nou gaan ek net hieronder sê, dus AB is 15 minus die 10.5 wat ons gehad het. Aan die onderkant gee vir jou 4.5 meter. En daar het jy hulle vraag beantwoord. So onthou nou, jy gaan tussenstappies partykeer moet doen om uit te kom by wat eintlik gevra is. Reg. Dan net 'n laaste voorbeeld, nommer 7. Nommer 7 lyk so. So daarso, stap 1, identifiseer die 90 grade driehoek. Onthou jou trieg werk net in 90 grade driehoeke. En dan stap 2, kyk uit 'n spesifieke hoek uit om vas te stel wat is teenoorstaande aangrensend en skuins. So daarso, as ek gaan begin met hierdie linkerkantste driehoek. Daar's 'n 90 grade hoek, daar's 'n 35 grade, so ons kan hierdie sê is teenoorstaande aangrensend en skuins. Okay? Ek gaan nog nie begin met die boonste driehoek nie, want ek het net een ding daar. Ek het net een sy. En onthou die doel is om 2 goed ten minste te hê. 2 sye maak 'n hoek of 'n sy en 'n hoek maak nog 'n sy. Dis ons drie identiteite werk, né? Nou die eerste vraag is soek CAD. So C na A toe na D toe. So hulle soek eintlik hierdie hoekie hierbo. Daai een is gevra. Maar ons kan nie dadelik direk by hom uitkom nie, want daar's te min inligting in daai driehoek het ek gesê. So nou gaan ons met hierdie driehoek eers werk, maar wat gaan ek uitwerk? Ek kan of skuins of teenoorstaande uitwerk. Ek kan ook daai hoek uitwerk as ek regtig wil met binnehoeke van die driehoek, maar dit gaan my nie regtig baat nie. So watter een kies ons? Skuins of teenoorstaande? En die antwoord is, kyk wat jy soek. Jy soek in hierdie driehoek mos inligting. So jy doen die link is AC. So dis die een sy wat half deel is van al twee driehoeke, soos 'n gemeenskaplike sy. Want hy raak in beide, so as jy hom kan kry, dan gaan hy jou help met die boonste driehoek. Dit help nie jy werk die teenoorstaande sy uit nie. Hy gaan jou nie help met die boonste driehoek nie, want hy is nie deel van die boonste driehoek nie. So die sy wat ons eintlik gaan uitwerk is hierdie sy AC. So ons gaan sê jy het aangrensend, jy soek skuins, so watter identiteit is dit? Dis gewoon 'n kos is aangrensend op skuins. So eerste daarso in watter driehoek werk ons? So ek gaan sê in driehoek ABC gaan ons werk met kos. So die kos van enige hoek is aangrensend op skuins. So in hierdie geval sal die kos van 35 grade gelyk wees aan aangrensend wat 80 is op skuins wat AC is. Dan ruil ek hulle net gou-gou. AC is dan met ander woorde 80 op kos 35. Dan ek ruil hulle net as die onbekende onder is. Dan gaan ek dit intik. 80 op kos 35 gee vir ons 97,66.
en hulle gee dit as millimeters. Hulle 80 en 70 is millimeters, so ek maak myne dan ook millimeters. Want as daar niks staan nie, skryf jy eenhede, nie? Ok, so nou het ons eintlik sy AC opgelos, daai ene. Maar die doel is om by hierdie hoek uit te kom. So as ons nou uit daai hoek uit gaan kyk, die onbekende hoek, in hierdie boonste 90 grade driehoek, dan is hierdie teenoorstaande, aangrensend en skuins. Nou die doel is om die hoek op te los, so jy kort twee sye, en jy het nou net vir AC opgelos, so jy het aangrensend, en jy het skuins, en jy soek die hoek. So nou gaan jy weer eens kos gebruik, want kos is aangrensend op skuins. So ons gaan daarso net eers sê, ons werk nou in 'n ander driehoek, om dit hier langs die kant doen. So ons gaan sê in driehoek ACD, gaan ons werk met kos van enige hoek, is aangrensend op skuins, so die kos van daai onbekende hoek, maar nou staan daar nie x nie, so jy kan nie skryf x nie, jy kan dit nie theta los nie, jy moet fisies die hoek benoem soos wat hulle hom benoem, so ons gaan nou sê, hoek CAD, is dan nou aangrensend wat 70 is, op skuins wat ons gesê het 97,6 is. Hoe los jy nou weer die hoek op? Om van die kos ontslae te raak, moet jy shift, nee? So CAD is shift kos van 70 op 97,66. Hoek CAD is dan wat? So ons gaan net sê shift kos van 70 op 97,66. Sluit my hakie, 44,21 grade. Dit is 'n hoek wat jy oplos, so dis grade, né? Ok, so nou het ons hoek CAD opgelos. Laaste vraag is, hoe groot is sy DC? Nou sy DC, kan jy gaan sê, jy het mos nou 'n sy en 'n hoek, want jy het nou net hierdie hoek uitgewerk, so jy kan gewoon 'n trig doen met teenoorstaande op aangrensend of teenoorstaande op skuins. Dit maak nie regtig saak watter trigverhouding jy gebruik nie, want jy het genoeg inligting. Maar, onthou nou, dis 'n 90 grade driehoek waarvan jy twee sye het. So jy mag ook Pythagoras doen. So Pythagoras is baie keer baie vinniger, julle Pythagoras is baie vinniger ingeoefen, so julle is baie beter met dit oor die algemeen. So ek gaan nou sommige CD doen met Pythagoras. Ok, so nou om DC op te los, gaan ons nog steeds kyk na die pink driehoek, maar ek gaan dit nou net doen met Pythagoras. So in driehoek ACD gaan ons sê AC kwadraat is gelyk aan AD kwadraat plus CD kwadraat. Onthou die lang sy kwadraat is die som van die twee kortes gekwadreer, né? So AC het ons nou net uitgewerk. Ons het gesê dit is 97,66 kwadraat. AD is gegee as 70 en CD is die een wat ons probeer oplos. So ek gaan nou net daai 70 oorgooi. So 97,66 kwadraat min 70 kwadraat gaan vir ons CD kwadraat gee. So om CD dan nou alleen te kry, gaan ons vat 97,66 kwadraat minus 70 kwadraat en onthou om daai antwoord te wortel, nee? So wortel van die antwoord gee dan vir jou 68,10. So 68,10 millimeter. Onthou dis 'n sylengte, so jy gebruik weer eens dieselfde eenheid, nee? Maar dit het ek gesê jy kan ook trig gebruik het, want jy het twee sye, jy het 'n hoek, so jy soek net die laaste sy. So gaan net hier so langs aan sê of. Kom ons doen dit gaan met trig. So in daai driehoek het jy dan nou aangrensend en skuins en jy soek teenoorstaande. So jy kan teenoorstaande en aangrensend vat, dan se tan. Jy kan ook teenoorstaande en skuins vat. Dit maak nie regtig saak nie, want jy het die hoek vir beide. So ek gaan nou sommer tan vat, so ons gaan sê weer eens in driehoek ACD gaan ek met tan werk. So ek gaan sê tan van enige hoek is teenoorstaande op aangrensend, so dit beteken tan van ons hoek, nou daai hoek was 44,21 grade wat ons opgelos het, is teenoorstaande wat CD is, op aangrensend wat 70 is. So CD gaan dan nou wees 70 maal die tan van 44,21 en dan kry ons 68,10. Jy sal sien die kommas verskil so klein 'n bietjie, maar met die afronding werk hy presies dieselfde uit. Die enigste rede hoekom die antwoorde so 'n bietjie verskil, is jy moet onthou, daai hoek wat jy uitgewerk het, die 44,21 was afgerond, die 97,66 was afgerond, so jy het nog heeltyd afgerond, so jou finale antwoord gaan 'n klein bietjie anders afgerond wees, afhangend van watter metode jy volg. So jou onderwyser sal volg wat jy gedoen het en dit merk volgens dit. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy skryf wat jy besig is om te doen, in watter driehoek werk jy, watter sye gebruik jy. Ok,
Dan is daar net een laaste, baie belangrike ding wat ek vir jou moet wys, wat ek nie aan die begin gesê het nie. Jou calculator moet op degrees wees. So as jy daarso kyk, daarso sal so klein D staan. Hy moet op degrees wees, anders gaan hy nie werk nie. As jy sin, kos en tan gaan intik, gaan hy nog steeds vir jou antwoorde gee, maar dit gaan nie die regte antwoorde wees nie, dit gaan nie werk nie. So hoe jy dit reg kry, is jy sê shift mode, dan sal jy sien daarby nommer 3 is degrees. Nou partykeer word hy gestel op radiale of gradient wat nie grade is nie. Die DEG staan vir degrees. Hy moet op degrees wees. So as ek hom op iets anders gaan sit, sal jy sien daarbo soos 'n klein R of 'n G. Nou as hy op R of G is, gaan hy nie werk nie. Hy moet sê D vir degrees. Anders is al jou goeders verkeerd en jy gaan nie weet hoekom nie, want hy gaan nog steeds vir jou antwoord gee. Hoe gaan jy nou weet of dit reg of verkeerd is? So jy moet gaan sê shift mode en dan 3 vir degrees, dat daar bo so klein D staan. Okay. As jou calculator ander goeders doen, soos snaakse afronding, of hy skryf dit in wetenskaplike notasie of iets, ook net 'n goeie tip. As jy gaan sê shift clear, hierso bo 9 staan CLR, dan vra hy vir jou wat wil jy als clear, dan sê jy 3, alles is gelyk aan yes, AC, dan wipe hy alles, dan maak hy dit vir jou presies soos wat hy was die dag toe jy hom met die pakkie uitgehaal het. So onthou dit asseblief, kyk vir daai D bo, ons kan nie trieg doen as dit nie 'n 90 grade driehoek is nie, en kyk maar net uit die regte hoek uit, benoem die sye, kyk wat het jy, kyk wat soek jy, en dis dit.